Vandag op die spyskaart in ouma Martie se kombuis is worselletjies. Party mense noem dit vleispastytjies. Ek weet nie of daar regtig 'n verskil is nie. Ons noem dit worsrolletjies. Ek gaan vir julle wys om 'n broskorsdeeg aan te maak, maar jy kan ook hierdie gewone pafpastry gebruik en dan het jy 'n skilverkorsdeeg. Dit is ontewe. Die broskorsdeeg vries baie makliker en is baie makliker of lekkerder as jy dit weer warm maak, waar die pafpastry is gewoonlik word dit pap en sag. Dis nie meer so krispierig soos dit was as jy dit gebak het nie. Ek het 2 kg maalvleis nodig. Daarbey het ek 3 groot aartappels nodig. Ek het 30 ml koriander, 30 ml maalvleisspeserye, 1 ml naaltjies en 15 ml sout nodig. Dis wat ek nodig het vir die vleis om gaar te maak. En om dit mee af te rond, om die water weg te vat, het ek 'n half tot 'n koppie meel, gewone koekmeel nog nodig. Dan my deeg is 7 koppies meel. Nou ek het nog nie alles gesif nie. Ek gaan die bakpoeier en die sout nog bygooi. Dis hoekom die sif hier op lê. So 7 koppies meel, 7 teelepels bakpoeier en 1 teelepel 5 ml sout. Daarin gaan ek 500 gram margarine invryf. Dis kamertemperatuur. So dis nie hard nie, yskaskoud nie. En dan om dit 'n deeg te maak, het ek 5 eiergele. Hier's my eierwitte wat ek die bekertjie opvul tot by 450 ml. Ek dink hierdie kant is meer milliliters met water, gewone kraanwater tot by 450 ml. En dan gooi ek dit by my meelmengsel en dan het ek my deeg. Dan het ek 2 eiers nodig om te klits om bo-oor te verf. En ek het aromat nodig om bo-oor die rou pastytjies te gooi voor hulle bak. Dit gee die deegie net so lekker souterige smaakie. Ek is baie lief om die broskorsdeeg te gebruik as ek worselletjies bak. Want toe ons 'n winkel gehad het, het ek dit altyd met die broskorsdeeg gebak en dit het verskriklik gewild geraak, omdat ek nie die skilverkorsdeeg gebruik het nie, maar die broskorsdeeg. Dit vries baie goed. Dis 'n heeltemal 'n ander smaak as die skilverkorsdeeg. Later in die week gaan ons met die eierwitte vir julle wys hoe om skynpies te bak. Ek gooi dit nie weg nie, ek hou dit. Ek vat my vleis en sit dit in my kastrol en ek gooi omtrent 'n half koppie water hier op. Dan sit ek dit op my gasstoof en ek karring die vleis laat dit fyn word. Hulle word amper in hulle eie water moet die vleis gaar word. Dis hoekom ek net so klein bietjie water nou ingooi. Dan skil ek die aartappels en ek sny dit plat skywe wat ek dan bo op die vleis laat lê om gaar te word. Ek roer dit nie in die mengsel in nie. As die aartappel sag is, skep ek dit weer uit. So dis baie belangrik dat dit net bo op die vleis lê en gaar word. Ek druk dit fyn en ek roer dit dan in die mengsel in. Die vleis maak hulle eie water, so dit moet verkieslik so verbruin in basies hulle eie water. Die slaghuis wat ons vleis by koop, verkoop nie topside en gewone maalvleis nie. Hulle koop net een soort maalvleis. En ek het agtergekom dis baie goeie maalvleis. Hulle het nie vreeslik vet in nie. Die vet laat die deeg bars as mens die pastytjies bak. So verkieslik is dit beter om 'n topside maalvleis of 'n beter kwaliteit maalvleis te gebruik. Hier's my aartappels. Dis net skywe gesny, laat dit baie vinniger gaar word. Ek gaan die kruie bygooi voor die vleis bruin is. Die kruie is heeltemal opsioneel. Jy kan ingooi waarvan jy hou. My maalvleisspeserye, my koriander, sout, my naaltjies.
Ek het nie al die naaltjies ingegooi nie. Dit lyk vir my te veel en dit hang van elkeen se smaak af. Die naaltjies het 'n vreeslike skerp smaak. Ek is altyd bang dat dit die ander vleis oorskadu. En ek gaan nou die aartappels ingooi dat dit gaar word. As die vleis gaar is en dit het so uur gestaan, dat dit net bietjie afkoel dat ons daarmee kan werk, dan maak ek eers die deeg aan, want die deeg kan nie regtig lê voor ons dit gebruik nie. Ons maak dit aan en ons gebruik dit dadelik. Vleis is nou bruin genoeg. En soos julle kan sien, hier is niks olie of water meer in nie, so hy het klaar sy watertjies opgebruik en die olie is baie min. Ek het 2 koppies water ingegooi en nou pak ek net my aartappels so bo-op dat dit net met die stoom gaar word. Want daar's nie baie water op nie. Maak hom toe. En hy gaan seker nou ten minste 'n halfuur so kook. Ek sit my gas so bietjie stadiger. Die aartappels is nou sag. So ek skep hulle nou af. Ek skep van die vleissous ook by en van die vleis. Dan is dit asof dit makliker is om die aartappels fyn te druk. Hierdie is nou net die helfte van die aartappels. Nou, soos julle kan sien, is daar nog so 'n bietjie water. Al wat ek doen om dit weg te kry, ek het 'n sif met gewone koekmeel wat ek so 'n bietjie opsif en dit deurroer. Die vleis moet droog wees. Daar moenie sulke waterbabbeltjies wees nie. Maar dit moet ook nie so styf wees dat jy dit nie deur 'n sak se punt gedruk kry nie. Soos julle nou sien, hy maak nie meer die water nie. So nou moet hulle afgesit word. Hulle is nou reg om te gebruik en laat dit net 'n bietjie afkoel, sodat dit nie ons hande brand soos ons dit deur die sak sit nie. Dis belangrik om nou aan die vleis te proe en te proe of jou krye reg is. Jy kan nou nog enige iets bygooi wat jy wil bygooi, maar as jy eers die ding begin op die deeg sit, dan kan jy nie meer iets bygooi nie. My vleis het nou gekook. Hulle staan in die water om bietjie koud te word. So ek gaan nou my deeg aanmaak. Hier het ek my 7 koppies meel, my 7 teelepels bakpoeier en 1 teelepel sout. Het ek nou klaar hier ingesif. Hier is my 500 gram margarine. Ek sny dit net so bietjie kleiner om dit makliker te maak vir my menger. Maar soos julle kan sien, is redelik sag, dis kamertemperatuur. Gooi dit daarin. Ek gaan nou my menger aansit, laat hy dit vir my invryf. Ek het 'n Kenwood Major met 'n K-yster waarmee ek dit meng. Dit werk vir my die beste. En dan hier is my 5 eiergele met my water wat ek tot by 450 ml opgevul het. Gee dit net 'n klits dat die eiergele net stikkend gaan. As hierdie klaar is, dan gooi ek daai by. Jy kan hierdie deeg met die hand ook aanmaak. Dit vat maar net 'n bietjie langer. Soos julle kan sien, hoe lyk dit nou? Die margarine is mooi ingevryf. En nou kan ek my water bygooi. As jy jou vingers so maak, die deeg is te slap, dan gooi jy maar net so klein bietjie meel by. As jou deeg reg is, dan maak hy die bak basies vir jou skoon. Hy hou die klomp deeg bymekaar. En as julle nou sien, my vingers is nou skoon.
So die deeg se dikte is nou net die regte dikte. Maak hom net 'n bolletjie. Dat mens hier vanaf kan stukkies afsny om mee te werk. Ek het 'n gewone ronde punt en ek sit hom in my lapsak. Jy kan die plastiek sakkies ook gebruik, maar dan sal jy dalk na elke hoopie vleis sal jy 'n ander sakkie moet vat, want hulle is nie so sterk nie en dis nogal 'n redelike drukking wat mens op die sak gee om die vleis vooruit te kry. Ek het my oond aangesit op 240 grade. Deeg bak net so 10-15 minute dan sit gaar. Dis hoekom die oond so baie warm moet wees. Ek bak dit in die middel van my oond en ek bak net een pan op 'n slag. Anders bars jou deeg ook oop as dit te lank in die oond bly. My man het dit nou gerol. Dis omtrent 9 cm breë stroke. Ek verf nou naaste aan my eier, 2 eiers wat ek geklits het. So. Ons hou hom net 'n bietjie tee, dat hy bietjie dikker uitdruk as wat die gat voor in die punt is. 'n Stompmes, 'n ronde puntmes, maar nog steeds 'n dun mesie. Tel eers my kante op, dan vee ek hom vas teen die vleis, die kantjie wat ek nou net opgetel het. En dan rol ek hom om, laat die lassie onder die pastytjie is. Ek vat die roller en ek rol weer liggies oor die pastytjies, laat dit 'n effense plat vorm maak. Ek het hierdie rollers en ek gebruik dit om die pastytjies mee te merk. Dat ek weet dat hulle almal presies ewe groot is. As jy nie so roller het nie, jy kan 'n liniaal se breedte gebruik of enige dingetjie wat vir jou 'n mooi lengte pastytjie maak is reg. Ek begin hom, sit my wielietjie in die middel neer en dan gaan ek heen en weer. Anders trek jy die pastytjie sulke lang kante skeef een kant toe. Ek pak hulle teen mekaar in die lengte. Die oop stukkies kom teen mekaar, maar jy moet 'n goeie spasie tussen hulle wees om hulle spasie te gee om te rys. Ek vat nou die eier en verf die pastytjies bo. En dan vat ek die Aeromat en ek strooi dit liggies bo oor. Uit die baksel uit kry ek die 1 bol deeg en die 2 kg maalvleis. Kry ek gemiddeld tussen 9 tot 10 dosyn pastytjies uit in die grootte wat ek hulle maak. My man het die bolletjie in 3 gedeel, die bolletjie deeg, en ons kry 3 dosyn per rolletjie. Die pan is nou vol, hy is Aeromat gestrooi. Ek gaan hom nou in die oond sit vir 10 tot 12 minute. Hier's nog baie vleis oor. So ek gaan my rolletjie puffpastry gaan ons nou ook rol. Dit kan nie saam met die broskorsdeeg bak nie, want hulle bak 'n ander temperatuur en hulle bak vir 'n langer tyd as wat die broskorsdeeg bak. My man het hom nou so bietjie dunner gerol as toe hy hom uitgehaal het, want dit is nogal redelik dik as jy dit net so gebruik. Maar behalwe dat dit ander deeg is, doen ons dit presies dieselfde. Eers die eier en dan die vleis. Ek gaan hierdie in 'n ander oond sit. Hy is op 220 grade en ek gaan hulle vir so 20 tot 25 minute bak.
Hulle het nou 12 minute gebak, maar hierdie is nog te lig, so ek gaan hulle nog vir so 4 minute insit. Die pastytjies is nou uit die oond uit. Hierdie het omtrent 30 minute by 220 grade gebak. Hierdie het so 15 minute by 240 grade gebak. Hierdie is nou die broskorstpastytjie en hierdie is die skilverkorsdeegpastytjie. Ek het dit verskillende lengtes gemaak, dat mense dit maklik kan uitken. Om hulle te vries werk ewe goed. Die manier hoe jy dit warm maak, is 'n groot faktor. Hierdie kan jy in die mikrogolfoond warm maak of weer in 'n oond sit om warm te word. Hulle is op albei maniere lekker. Hierdie enetjie, as jy hom in die mikrogolfoond sit, word sy deegie pap en taai. As jy hom in 'n ligoond of in 'n gewone oond kan warm maak, is dit beter. Dan is hy weer lekker krispierig. Ek is besig om die borde te pak. Ek gaan dit nou toemaak. Die worselletjies het ek nou in die oond net warm gemaak, dat hulle weer droog word. Die nat van die vrieskas verloor. Nou het ek my spekoogies bo-op gepak. Hier staan my tamatie en chickens en bietjie blaarslaai wat ek ook nog gaan oppak. En dan maak ek hulle toe en dan is hulle reg om te eet.